Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Trots kom voor 'n val. Trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom voor die val. Spreuke hoofstuk 16 vers 18. Satan het geval as gevolg van sy ambisie om gelyk met God te wees. Hy het begeer om die goddelike raad en doeleindes binne te gaan, waarvan hy uitgesluit was deur sy eie onvermoë as 'n geskape wese om die wysheid van die oneindige te begryp. Dit was hierdie ambisieuse trots wat tot sy rebellie gelei het, en op dieselfde manier probeer hy die ondergang van die mens veroorsaak. Sonde het ontstaan in selfsug. Lucifer, die bedekkende gerib, het begeer om eerste in die hemel te wees. Hy het probeer om beheer oor hemelse wesens te verkry, hulle van hul skepper weg te trek en hul hulde aan homself te wen. Daarom het hy God verkeerd voorgestel en die begeerte na selfverheffing aan hom toegeskryf. Met sy eie bose eienskappe het hy probeer om die liefdevolle skepper te beklee. As Lucifer werklik wou wees soos die Allerhoogste, sou hy nooit sy aangewese plek in die hemel verlaat het nie, want die gees van die Allerhoogste word gemanifesteer in onselfsugtige bediening. Lucifer het God se krag begeer, maar nie sy karakter nie. Hy het vir homself die hoogste plek gesoek, en elke wese wat deur sy gees aangedryf word, sal dieselfde doen. Wanneer trots en ambisie toegegee word, word die lewe bederf, want trots, wat geen behoefte voel nie, sluit die hart teen die oneindige seëninge van die hemel. Trots van hart is 'n vreeslike karaktertrek. Trotsheid kom voor die verbreeking. Dit is waar in die familie, die kerk en die nasie. God se mense moet aan mekaar onderdanig wees. Hulle moet met mekaar beraadslaag, sodat die gebrek aan die een deur die genoegsaamheid van die ander aangevul word. God haat trots, en al die hoogmoediges en almal wat goddeloosheid beoefen, sal 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle verbrand. Leer van my, het Christus gesê, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Matteus hoofstuk 11 vers 29.